Kom ons blaai in ons Bybels vanaand na Handelinge hoofstuk 17 en ons gaan van vers 26 af saam lees. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie. Want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, so sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen of beeldwerk van menslike kuns en uitvinding gelyk is nie. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man met 'n hoofletter wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dood op te wek. Ons gaan net tot daar saam lees uit die onfeilbare en wonderlike woord van die Here. Nou, as ons kyk na daardie woorde, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, en ons dink ook aan Psalm 31 vers 16 wat sê, my tye is in sy hand. Wil ek graag vanaand met u praat oor die tema, ons tye is in God se hand. Dis die gedagte wat ons by hierdie ou jaar 'n bietjie wil oordink. Ons kom weer aan die einde van 'n jaar en afgelope week het ek binnelandse sake toe gery om Christian hulle se huwelik te gaan registreer, en toe het een van die omroepers gesê dat luisteraar het ingebel en gesê dat vir hom was 2025 die vinnigste jaar van al die jare. En ek sien hier's 'n klomp hoofde wat so maak. Ons almal voel so, is dit nie vreemd nie. Daar's nog net hoeveel sekondes in 'n minuut daar altyd was. Daar's nog net soveel minute in 'n uur as wat daar nog altyd was. Daar's nog net soveel ure in 'n dag en dae in 'n jaar as wat daar altyd was. Niks het fisies verander wat dit aanbetref nie, en tog ervaar ons almal dat dit elke jaar vir jou voel of die tyd vinniger verbygaan. Hierdie jaar het ek iets beleef wat ek nie kan dink of ek dit al vroeër beleef het nie, en dit is dat 'n nuwe maand breek aan. Sê nou maar November, en jy kyk na die kalender en jy sien, okay, dit is Kerssangdiens en dis hierdie afsluiting en dis dit en dat, en as jy weer kyk is dit 30 November, dan is die maand verby. So het hierdie jaar dan nou letterlik ten einde gevlieg. En ons staan voor die deur van 'n nuwe jaar, vanaand 12 uur, as die klok slaan, dan breek daar 'n splinternuwe jaar aan, met splinternuwe geleenthede, splinternuwe uitdagings, en dan moet ons voort met die genade van die Here, vir so lank as wat hy vertoef om te kom. Nou aan die einde van 'n jaar is dit natuurlik vir u en vir my om 'n bietjie te reflekteer, 'n bietjie terug te kyk na die jaar wat verby is. En ek dink soos wat ons vanaand hier sit, is daar 'n veelheid van belewennisse, soveel as van ons wat vanaand hier teenwoordig is, soveel verskillende belewennisse is daar van die afgelope jaar wat plaasgevind het. Daar was vreugdes, daar was hartseer, daar was sukses, daar was verlies, daar was oomblikke van dankbaarheid, daar was oomblikke van berou, daar was heerlike tye en daar was moeilike tye. En dit is hoe dit met ons lewens op aarde is.
'n jaar met al sy dae en sy nagte word by wyse van Spreuke vanaand losgemaak. Dis amper asof ons op 'n hawe staan met 'n groot skip wat nou gaan vertrek en daai toue word losgemaak en ons sien hoe word hulle opgehuis in hierdie groot skip en die skip vertrek en hy's weg. Hy verdwyn uit ons gesigsveld en naderhand kan ons hom nie meer sien nie. So is dit ook met 'n jaar wat verby is. Dit is asof die toue vanaand losgemaak word en 2025 gaan van die horison af verdwyn. Ons gaan wel herinneringe hê van die jaar. Ons gaan wel dinge hê in terme van hierdie jaar waaraan ons kan terugdink. Maar die jaar is verby. En saam met hom al sy geleenthede. Ons sal nie weer die geleenthede wat ons hierdie jaar gehad het om te doen. Ja, wel, daar kan weer dieselfde geleenthede kom, maar hierdie jaar se geleenthede is verby, nê? Hoe sê die spreekwoord, met waters wat verby is, sal geen meel weer maal. En so is dit ook met hierdie jaar. Ons het kansse gehad, ons het geleenthede gehad, en hopelik het ons dit elke een aangegryp. Geskiedenis. En dit is vir my so mooi, die Engelse woord vir geskiedenis is history, en het iemand eendag gesê, weet jy wat is history? It is his story. Dis die Here se verhaal wat hy van ons elke lewe kom skryf het ook die afgelope jaar. Daar's dankbaarheid in ons harte, daar's vreugde as ons aan hierdie jaar dink, daar's ook hartseer vir die afskeid wat ons moes neem van sekere van ons geliefde boeties en sissies die afgelope jaar. Moontlik is daar vanaand vrae in ons harte waarop ons nie antwoorde kry nie. En ons ken almal die frustrasie en die moeilik van hierdie vrae wat daar in ons harte is en waarop ons weet, ek gaan nie nou 'n antwoord kry op hierdie vraag nie. En baie keer is dit maar die hoekoms en die waaroms waarop ons nie antwoorde kry nie. Maar wat 'n vreugde, liewe broers en susters, dat ons in hierdie uur as gemeente, broers en susters in Christus, net vir 'n tydjie kan stil word en ons harte voor God kan buig en voor sy woord kan buig en kan sê, Here, ons wil graag hierdie jaar eindig en die nuwe jaar ingaan met 'n boodskap uit u woord. Kom ons bly net so sit en dan bid ons net 'n oombliekie saam. Vader, baie dankie dat ons as u kinders maar net voor u kan stil word. Dankie dat ons hierdie diens na u toe kan bring en vra, kom praat met ons. Ons het 'n jaar deurleef wat u aan ons geskenk het in u groot genade. En ons wil bid en vra, Here, dat u ook met die jaar wat vir ons wink, wat voor ons lê, elke dag en elke oomblik vir ons groot genade sal gee. Sodat ons in u genade en deur u genade ook die nuwe jaar kan binnegaan. Kom Here en kom seën die verkondiging nou van u woord. Ons vra dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Amen. Ons tye is in God se hand. En is dit nie 'n wonderlike wete nie? En ek wil graag hê ons moet hierdie paar verse wat ons saam gelees het vanaand saam deurdink en oordink. En wat beteken dit dat ons tye in God se hand is? Dis in die eerste plek so omdat God die Here van tyd is. Ons het gelees in Handelinge 17 vers 26. Hy het uit een bloed, dit is Adam en Eva, al die nasies van die mensdom gemaak. En dis eintlik 'n aangrypende wonderwerk as 'n mens dink aan al die nasies.
en hoe God uit een bloed al die nasies daar gestel het. Om oor die hele aarde te woon. En so is dit vanaand. En woon verskillende volke, tale, stamme en nasies oor die hele aarde. Hy sê terwyl hy vooraf bepaalde tye, en dis die woordjies wat ek by hierdie punt wil beklemtoon, dat God is die Here van tyd. Hy het bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het. Nou, u sal onthou, ons het vroeër hierdie jaar die voorreg gehad om op Pretoria FM erediens uit te saai en oggendoordenkings en dit was regtig 'n wonderlike geleentheid. En by die geleentheid het ek die oggendoordenkings 10:00 die oggend het ek 'n hele reeksie gesels oor die kosbare geskenk van God aan ons, naamlik die geskenk van tyd. Een van die mees waardevolle geskenke wat die Here aan 'n mens gee. En ek het so 'n jaar of 2 gelede, terwyl ek eendag sit en dink het oor 'n saak, het dit so by my opgekom dat wanneer 'n mens gebore word, dan kom die Here as dit ware na jou toe, klein pasgebore pap babietjie, en hy gee aan jou 'n pakkie, 'n geskenk pakkie. En in daardie pakkie is jou afgemete tyd. En dis asof die Here dan sommer vir 'n mens ook sê, jy moet met hierdie tyd, moet jy wys omgaan. Jy moet dit goed gebruik. En dis hoekom ons ook praat van ons moenie tyd mors nie, né? Want dis een ding wat 'n mens kan mors, is tyd. En elke oomblik wat jy mors is verby, dis weg, jy kan dit nie terugkry nie. Jy kan nie sê, ek wil daai tyd wat ek gemors het graag oor hê nie. Nee, nou moet jy met die tyd wat oor is, moet jy die beste maak. En is dit so dat die Here vir ons hierdie tyd kom gee, 'n onsigbare ruimte van tyd waarin ons leef, tyd waarbinne ons bevind, tyd waarin ons die geleentheid het om lief te hê, die geleentheid het om te kan werk, om te kan groei, nie net fisies nie, maar ook geestelik, om te kan verander, daai ding wat so moeilik is, wat Romeine 12 vers 1 sê, vers 2 moenie aan die wêreld gelykvormig word nie, maar word voortdurend verander. Die Here gee vir ons tyd, sodat ons die woord kan bestudeer en sodat ons verander kan word na die beeld van ons saligmaker en verlosser, ons Here Jesus. Tyd waarin ons besluite neem, tyd waarin ons tot geloof kan kom in 'n wonderbare God en ons siele uit genade gered kan word. En weet jy, as 'n mens gebore is en jy sterf sonder dat jy die wonderlike gawe van redding in jou lewe ontvang het, is jou hele lewe gemors. Al die tyd wat jy gehad het, is dan gemors. Want dan gaan jy hel toe. Jy moet in die ruimte van tyd, moet jy tot redding kom. Jy moet Christus as jou saligmaker ontmoet. Jy moet weet dat jy weergebore is deur die werking van die Heilige Gees. Dis die belangrikste ding wat in enige mens se lewe, die tyd wat die Here jou gegee het, moet gebeur. Die ding dat mense dink, nee, ek is maar so outomaties reg, ek is self reg, ek gaan outomaties hemel toe, ek is goed gebore. Dis 'n dwaling wat die duiwel in mense se harte kom plant. Daarom is dit belangrik dat ons die tyd wat die Here aan ons geskenk het, die tyd wat die Here se tyd is wat hy vir ons leen, reg moet gebruik. En
tot eer van die Here moet gebruik. Ons leer ook uit hierdie vers dat tyd nie iets is wat neutraal is nie. En wat bedoel ek daarmee? As God se geskenk aan ons is tyd met betekenis gevul. Elke sekonde, elke minuut, elke uur het betekenis. Tyd is nie maar sommer net so terloopsheid nie. So iets wat net neutraal is nie. Tyd het 'n oorsprong, dit begin by God. Daardie oomblik toe hy gesê het, laat daar lig wees, en hierdie skepping tot stand gekom het God ook tyd aan ons gegee. Dit is waar tyd sy oorsprong het. Tyd het 'n doel, en ons gaan by die tweede punt kyk, wat is die doel van tyd? Ek gaan dit nie nou vooruit hardloop nie. Tyd roep ons tot verantwoordelikheid, om werklik verantwoordelik op te tree met die tyd wat die Here vir ons gee. Tyd is nie sommer net iets lukraak nie. Dit wat die afgelope jaar gebeur het, is nie 'n toevallige sameloop van omstandighede en dis die noodlot wat dit laat gebeur het nie. Nee, die Here, God is die Here van tyd. En daarom is tyd nie maar net sommer iets nie. Dit is ook onder God se gesag. Dis die Here wat bepaal. Kyk bietjie mooi wat sê daai vers. Ek wil net hier hierdie bril opsit. Hy sê, terwyl hy vooraf bepaalde tye. Nee, die Here bepaal sekere gebeure. Tyd is onder God se gesag. Hy bepaal wie gaan wanneer gebore word. Hy bepaal bepaalde oomblikke van ons lewens en plekke waar ons woon. As ek so terugdink aan my lewe, en ek dink ek is daar in Brakpan gebore, ek het daar groot geword, ek het daar gematrikuleer, ek het die voorreg gehad om nog uit my ouer huis te kon studeer, en ek en Annetjie is daar getroud, en toe kom maak die Here ons net skielik los. En toe is ons Kimberley toe, en ons is terug Heidelberg toe, ons is Oos-London toe, en ons is Mosselbaai toe, en ons is Wonderboom toe, en Kweekskool toe, en Rietfontein toe, en nou in Pretoria Oos. God het dit alles bepaal. Hy het ons elke tree van hierdie pad gelei. En as ek terugdink, dan eer ek hom vir die manier waarop hy in tyd ook vir ons plekke bepaal het. Hy bepaal nie net ons lewens nie, maar ook elke lewensfase waardeur ons gaan. En hoe vinnig gaan 'n mens deur jou verskillende lewensfases? Ek kry gister amper, wat moet ek nou sê? Kom ek begin oor. Ek skrik my gister bo van my stoel af. Klink dit beter? As wat 'n mens sê, jy kry amper 'n oorval of 'n ding, né? Toe Annetjie vir my sê dat Dominee Andrew en Jean Bruins se dogter gaan matriek toe. Ek kan dit nie glo nie. Dis net verskriklik hoe die tyd gevlieg het. En die Here vat ons deur hierdie fases van ons lewens. En elke fase is belangrik, en elke fase het sy eie seëninge, en elke fase het ook sy eie uitdagings. Maar God is die Here van tyd, en hy is besig om ons deur ons lewens te lei. En daarom bid Moses in Psalm 90 vers 12, en hy vra vir die Here, Here, leer ons. En kom ons vra ook vanaand vir die Here, Here, leer ons. Hier waar ons in hierdie banke vanaand sit, leer ons, onderrig ons, om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Help ons om ons tyd te benut, soos dit U behaag, o Here. Ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom, dat elke sekonde vir ons belangrik is, en ons elke sekonde wat ons in hierdie pakkie tyd van ons het, sal waardeer, en sal uitleef, en sal benut, dat ons vir die Here diensbaar kan wees,
tot eer van sy wonderlike naam. Die tweede gedagte, ons tye is in God se hand, want God het 'n verhewe doel met tyd. Kan jy onthou, ek het dit genoem in die eerste punt, toe sê ek by die volgende punt praat ons daaroor, nou hier is dit. God het 'n verhewe doel met tyd. Vers 27 sê, sodat, en ek dink as ons hierdie woordjie hoor, dan besef ons, hier kom nou 'n doel. Die Here het ons tye, bepaalde tye vasgestel, die grense waar ons woon en al die dinge, sodat, en hier kom die doel, hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van ons elkeen af nie. Waarom het God aan ons elkeen nog 'n jaar gegee? Waarom kan ons vanaand hier sit en terugkyk op 2025 en sê, ons het dit tot hier gemaak en die Here het vir ons hierdie hoeveelheid tyd gegee en ons lewe vanaand nog vir hierdie rede, nie net om besig te wees nie, maar hoofsaaklik om die Here te soek. Om die Here te soek. Elke jaar is 'n jaar van genade tyd, ook 2025. 'n jaar waarin ons die geleentheid gehad het om nader aan die Here te leef, nader aan die Here te groei, telkens God se roepstemme uit sy woord te verneem, wat ons nader aan hom roep, wat sy wil en sy doel en sy plan met ons lewens nog duideliker aan ons openbaar. Nog 'n jaar waarin ons kon ervaar hoe die Here ons harte aangeraak het, geestelik vir ons wonderlike dinge gedoen het. Ek hoop en ek bid en ek vertrou dat elke een teenwoordig vanaand ten minste sal kan sê, die Here het die afgelope jaar geestelik vir my wonderlike dinge gedoen. 'n Oujaarsdiens bring die vraag in ons harte na vore. Het ek die afgelope jaar die Here genoeg gesoek? Of was my lewe dalk gevul met alles behalwe die Here? Dus ons moet hierop reflekteer en ons moet seker maak dat ons die nuwe jaar sal ingaan met hierdie begeerte. O Here, ek wil U soek hierdie jaar, soos nog nooit in my lewe nie. Hierdie vers is vir my so mooi, ek wil hom net weer vir ons lees. Sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind. Dis hoe naby God is. Die mens wat die Here soek, sal hom vind. Die Here sê dit mos, soek en jy sal vind. Klop en vir jou sal oopgemaak word. Of hulle hom miskien kon aanraak en vind. En dan hierdie woorde, al is hy nie ver van elkeen van ons nie. Die Here is nie ver van elkeen van ons nie. Dis daarom dat God te vinde is as 'n mens hom soek. En ek is jammer, ek kan nie met die teologie saamstem wat sê dat 'n mens nie die Here kan soek nie. Dan sou die woord dit nie gesê het nie. As 'n mens nie die Here kon soek nie, sou die Bybel dit baie duidelik gesê. Ja, die Bybel sê in Romeine 3, daar is niemand wat God soek nie. Dit gaan oor die ongeredde sondaar wat nie uit homself of uit haarself die Here sal soek nie. Dis deur die werking van God se Gees dat jy die Here sal soek. Maar vir die kind van die Here is dit 'n gegewe om God te soek in ons lewens. Elke dag.
Jy weet, ons moet mooi oor hierdie woorde dink van hierdie vers. Sodat, kom ek lees dit weer, sodat hulle die Here kon soek of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons af nie. Dink 'n bietjie oor hierdie woorde. Weet jy wat beteken dit? Dit beteken ons lewe nie net vir die Here nie. Ons lewe in sy teenwoordigheid. Nie net vir hom nie, in sy teenwoordigheid. Dit is so naby is. Elke dag van die afgelope jaar, elke asemteug wat ons kon inasem en uitasem, elke hartklop wat in ons borskaste geklop het, elke geleentheid, elke genadekans wat ons gehad het die afgelope jaar, was God se uitnodiging aan ons om hom te soek. Soek my aangesig, soek my teenwoordigheid. So belangrik. En daarom is die vraag aan die einde van hierdie jaar nie bloot, wat het met my gebeur asof ek 'n slagoffer van die noodlot is nie, maar die vraag is in hierdie aand, het ek God gesoek? Het ek tyd gemaak om hom te soek? In die derde plek, ons tye is in God se hand, en daarin vind ons identiteit. Hoor mooi wat sê vers 28. Want in hom, hoor jy wat ek ook nou net gesê het? Nie net vir hom nie. In hom lewe ons, beweeg ons en is ons. Terwyl ek besig is met hierdie preek, dink ek by myself, hierdie woordjies kan so maklik by jou verbygaan, sonder dat jy dit raak sien, sonder dat jy besef, wat staan hier. Want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. Dis ryk hoor. Dis verskriklik mooi. Wat beteken dit? Paulus raak hier 'n diep werklikheid van die kind van God se bestaan aan. In hom lewe ons, beweeg ons en is ons. Ons elkeen het die afgelope jaar geleef, waar of vals? Dis waar, né? Ons het almal geleef. Nie omdat ons harte outomaties van self klop nie. Nie omdat ons longe van self asemhaal nie. Nie omdat ons liggame outomaties aanhou funksioneer nie. Maar omdat God ons in staat gestel het. Omdat ons in hom gelewe het. Elke sekonde van 2025, elke asemteug, elke tree wat ons geloop het, elke kilometer wat ons gery het, elke gebeurtenis wat met ons gebeur het, was God se genade aan ons. En as ons dink aan ons geliefde boeties en sissies, wat ons vooruitgegaan het die afgelope jaar, en ons harte is seer, omdat ons hulle mis, dan wil ek hê u moet weet, hulle leef nou in God, meer as wat ons kan droom. Hulle sal nie een wil terugkom nie. Hulle sal nie een met ons wil plekke ruil nie, want die lewe wat hulle nou in heerlikheid in Christus geniet, sê Paulus, is verreweg die beste. Daarom as ons hulle vanaand mis, dan gaan dit eintlik maar oor ons. Dit
gaan oor die gemis, dit gaan oor die hartseer. Maar weet net, dat terwyl u en ek nog op aarde lewe, roep God ons om te besef dat ons lewe in hom verborge is. In hom lewe ons. Nie buite hom nie, nie van self nie, nie somme net nie. In hom beweeg ons. Nou dis 'n interessante een. Ek het nou baie hieroor gedink en gepeins en gelees en gewonder en wat beteken dit? In hom beweeg ons. Wat bedoel die apostel Paulus hier? Nou die beweging hier is baie meer as net fisiese aktiwiteit. Met ander woorde, waar ons nou in ons motors klim en ons beweeg Kaap toe en ons beweeg Luxemburg toe om vir die kinders te gaan kuier, al die bewegings wat ons hier op aarde het, die bewegings waarvan Paulus hier praat is ons geestelike vooruitgang, ons geestelike beweging, ons daaglikse besluite, ons lewensreis in die geestelike realm die afgelope jaar, deur die vreugdes, deur die droefheid, deur die innerlike worstelinge, deur die groei wat die Here in ons lewens bewerkstellig het. Hierdie jaar het ons almal geestelik beweeg. Partymal vorentoe, partymal agtertoe. Partymal het ons bietjie stil gestaan. Maar eintlik, as jy nou mooi dink, is daar nie iets soos geestelik stil staan nie. Jy gaan of vorentoe of jy gaan terug. Die oomblik as jy nie vorentoe gaan nie, gaan jy terug. Eintlik nie iets soos, gaan vir 'n oomblik bietjie pause en stil staan nie. Dis amper asof ons moet stroom oproei. Nee, daar kom 'n sterk stroom van voor af en ons is in hierdie kanoe, ons roei vir 'n vale. As jy sê, gaan nou eers bietjie rus, dan vat die stroom jou terug. Dis maar hoe die lewe is. Maar ons almal is besig om te beweeg. So as jy hier sit en jy ontdek, ek het hierdie jaar teruggeval. Ek is geestelik op 'n slegter plek as wat ek die begin van die jaar was. Dan moet jy besef dat jou beweging moet in God wees. Jou beweging moet vorentoe wees. Jy moet met sekerheid jou oog op Jesus vestig en die wedloop loop, dat jy in hom sal beweeg en vorentoe sal beweeg. En in hom is ons. Hier gaan dit nog dieper, so diep as moontlik. Het gaan hier oor ons identiteit, wie is ons? Ons bestaan is nie gewortel in ons prestasies en in ons ambisies, in ons suksesse en in die erkenning wat ander mense ons gee in ons omstandighede nie. Wie ons is gewortel in Christus. En dit bring ons by die 4de punt. Ons tye is in God se hand en dit bring 'n goddelike roeping mee of teweeg. Die tweede gedeelte van vers 28, kom ons lees net weer die eerste gedeelte, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. En dan sê Paulus, so sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. Ons is ook sy geslag. As ons dan die geslag van God is. Nou kyk, daar in Maleagi sê die woord, dat die Here een mens gemaak het, hoewel hy nog asem in sy oor gehad het, dan vra hy, waarom hierdie een, want hy het 'n geslag van God gesoek. Hier kom Handelinge Paulus en hy kom sluit by daai gedagte aan. Hy sê, as ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen of beeldewerk van menslike kuns en uitvinding gelyk is nie. So Paulus praat nou met heidene wat tot bekering gekom het, en hierdie heidene was gewoond om voor boomstompe te buig en
klipgode en wat se goed hulle nie alles gemaak het wat hulle aanbid het nie. Nou het hulle tot bekering gekom, hulle het nou Jesus as hulle saligmaker ontmoet en hulle is nou in hom wat hulle nou lewe, in hom wat hulle beweeg en in hom wat hulle is. En nou sê Paulus, en nou moet julle mooi onthou, dat die godheid is nie gelyk aan mensgemaakte goed nie. Ons moet nooit, en dis hoekom ons ook leer in die 10 gebooie, jy mag vir jou geen gesneede beeld maak van wat bo in die hemel of op die aarde of onder die. Jy mag voor hierdie beelde nie neerbuig en hulle nie dien nie, want die Here jou God is 'n jaloerse God. Hy is die enige Here. Daar's niemand buiten hom nie. Die enigste waaragtige God. En dan kom hy in vers 30 met hierdie baie insiggewende woorde as hy sê, God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan alle mense oral dat hulle moet bekeer. Wat beteken dit as die Here sê hy die tye van onkunde oorgesien? Al die onkunde wat ter sprake is, gaan oor daardie wete of feit dat hierdie heidene het nie die waarheid aangaande God geken nie. Daarom het hulle beelde gemaak en voor die beelde gebuig. Hulle het nie geweet van die redding wat daar in Christus is nie. Daarom het hulle probeer om hulle mensgemaakte beelde tevrede te stel. Toe kom die Here in sy openbaring van Christus na hulle toe en hulle kom tot die besef, maar daar is maar een God, Vader, Seun, Heilige Gees. Jesus is die verlosser van die mensdom en alles wat Paulus hulle geleer het. In daardie onkunde, sê Paulus, het God oorgesien. Wat beteken die oorsien? Dit beteken dat God geduldig was met hulle onkunde. Hy het nie dadelik gekom en hulle van die aarde afgevee en van hulle ontslaag geraak en dit was hulle einde nie. Hy het nie onmiddellik ingetree om hulle te oordeel. Hy het hulle ook nie oorgegee om in hulle sondige onkunde te vergaan nie. Hy het geduld met hulle gehad totdat hulle by Jesus uitgekom het en die waarheid ontdek het en gered geword het. En as u nou terugdink aan u lewe, ek dink aan getuienisse wat mense met my gedeel het die afgelope jaar, hoe die Here hulle siele gered het, en ek dink aan my eie lewe. Hoe kosbaar en hoe wonderlik is dit dat God ook met ons elkeen geduld het. Hoe lank het die Here vir sommige van ons gewag om tot bekering te kom? Christus aan te neem. En dis wat Paulus, die hart van wat hy hier aanraak. Dis 'n daad van genade van God se kant af aan hierdie heidene om hulle kans te gee, 'n geleentheid te gee en te wag dat hulle hom moet vind. En dan gaan hy aan, hy sê, en nou beveel hy aan alle mense oral, dit wil sê, dat hulle moet bekeer, dit wil sê dat hulle 'n omkeer moet maak, dat hulle tot Christus moet wend, dat hulle hierdie stomme afgode en wat jy ook al mee besig was, voordat jy Jesus ontmoet het, met los, jou rug daarop moet draai en jou tot hom moet bekeer. Is dit nie wonderlik dat hier staan, nou verkondig hy, of nou beveel hy, aan alle mense oral, dat hulle moet bekeer, om hulle te bekeer. En hierin is ons as gemeente God se medewerkers. Dis ons taak om te evangeliseer. Dis ons taak om die saad elke dag te saai waar ons kom. Dis die Here se taak om daai saad te laat ontkiem en die werking van die Gees dat mense inkom
en hulle tot die Here bekeer, maar dis ons taak om die evangelie uit te brei. Daarom wil ek amper vir u sê, moet EE3 in die jaar wat kom verdubbel. Daar moet nog mense toegerus word en opgelei word om in staat te kan wees om met iemand anders die blye boodskap van Jesus Christus te kan deel. Dis ons roeping. Ons enigste roeping. Dis nie ons roeping om te red nie. Ons roeping is verkondig die evangelie. Vertel vir mense van Jesus. En dan kom vers 31, omdat hy 'n dag bepaal het. En as ons nou sien hoe die onweerswolke op aarde besig is om op te bou, dan besef ons die einde kom nader. Die dag waarvan Handelinge 17 vers 31 hier praat, kan nie meer te ver wees nie. Omdat hy 'n dag bepaal op waarop hy die hele wêreld in geregtigheid gaan oordeel. Deur 'n man wat hy aangestel het. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Die dag van God se oordeel kom onverbiddelik elke oomblik nader. Elke tree wat ons gee, elke sekonde wat ons lewe, is 'n sekonde nader aan hierdie oomblik, aan hierdie werklikheid. En dis juist daarom dat ons ons goddelike roeping moet uitleef, om disippels te maak, om die evangelie aan die ganse mensdom te verkondig. Dit maak ons roeping dringend en ernstig. Ons is aan die einde van 25. Ons staan op die rand van 2026. Wat het ons om vanaand met ons saam te neem huis toe? Uit die woord van die Here. In die eerste plek, ons tyd is nie neutraal of toevallig nie. God is die Here van tyd. Hy gee vir ons elke minuut wat ons lewe, elke sekonde. Elke dag wat verby is was, en elke dag wat vir ons voorlê is deel van God se plan met ons. Ons leer vanaand, die Here is naby. Daarom moet ons hom soek. Ons moet hom elke dag van ons lewens soek. Ons identiteit. Wie is ons in Christus? In hom lewe ons, in hom beweeg ons, in hom is ons. Dis ons identiteit. Ons identiteit is nie los van die Here nie. 'n Mens vind jou ware identiteit in die Here. En dit bring ons by die roeping om die boodskap van bekering en vergifnis van sondes te verkondig. Daardie tyd van Jerusalem af en verder. Vir ons vandag van Pretoria af en verder. Elke geleentheid wat ons kry, dis die evangelie verkondig. Die jaar wat kom is 'n nuwe geleentheid om voluit te lewe, om elke stukkie tyd wat die Here ons gee, ten volle te benut, om te beweeg en te bestaan in die Here, te lewe in die Here, en om sy roeping prakties uit te leef. In ons werk, met ons familielede, met ons vriende, en ook hier in die gemeente. Paulus herinner ons vanaand, ons is sy geslag. Ons behoort aan hom, en daarom laat hierdie jaar, die nuwe jaar, vir ons 'n tyd wees, waarin ons nie maar net die kalender verander nie. Môreoggend, dan sit ons 2025 se kalender in die snippermandjie, ons is klaar met hom, en ons haal 2026 uit. Terloops, daar's vir elke gesin daar agter een. As jy nog nie gekry het nie, vat vir jy een. Dis nie net 'n tyd om die kalender te verander nie.
Maar is 'n tyd, 2026 is 'n tyd waarin ons harte en ons lewens en ons roeping opnuut kan kom vasmaak. En elke oomblik vir die Here lewe. Mag hy ons help. Amen. Ons dierbare Vader, baie dankie vir 'n jaar waarin U vir ons gedra het. Dankie vir elke geleentheid, elke oomblik wat ons gehad het. En ag Here, daar lê 'n nuwe jaar voor ons. Ons wil bid en vra, help ons dat ons die geleenthede met ons hele wese sal omhels. Help ons om die uitdagings wat hierdie jaar na ons toe bring, aan te pak in U teenwoordigheid en met U hulp. Help ons dat ons hierdie jaar sal lewe asof dit ons laaste jaar op aarde is. Ons laaste geleentheid. Dis nie te sê dit is nie, maar dat ons met daardie dringendheid, die tyd wat U ons gee, sal omhels. Baie dankie vir die gawe van tyd. Dankie vir elke sekonde wat U ons gun. Ons bid, Here, dat U ons sal help, dat U ons sal dra, dat U ons sal vashou in U liefdesarms, en dat ons elke oomblik van die jaar wat voorlê, daarvan bewus sal wees, dat ons nou die tyd wil uitkoop. Leer ons om ons dae so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Ons bid dit in Jesus se naam, met danksegging. Amen.